Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en as jy nou eers by ons aangesluit het, wil ek jou herinner dat jy kan saamgesels deur die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn te skandeer en vir ons 'n WhatsApp boodskap te stuur. Nog iemand wat nou by ons aangesluit het nadat hy 'n heerlike koppie koffie hopeloos te lank geniet het, is Pieter Koen. Welkom Pieter. Hartlike goeiemôre kollegas. Hi. Ek het vir 'n slag 'n koffietjie met 'n wag geniet. So julle is welkom om na die tyd enetjie te gebruik en te geniet saam met my. 'n Regte egte polisie koffietjie, aangesien die kyk hoe gaan daai oë, want jy wou my op die spot sit, nê? Nee, wat? Ek het die wyntjie geniet van die wind. Die wind en die weer, nie daardie wyntjie nie. Okay. En toe ek myself kon kry, het ek my wekker verkeerd gestel. En in steede daarvan om op te staan, maar lyk ek nie vir julle vars nie. Jy lyk fantasties. Vir 'n man wat 3 minute laat was, hier is ek. Goeiemôre, goeiemôre, good morning, goeiemôre. Ek wou sê ons innige simpatie, maar ek bedoel jy lyk so vars en Dit is 'n vrolik. menslike ding. Ek kon vir julle gesê het ek het 'n papwiel, maar dan moes ek onthou watter wiel is pap. Wel, ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ek wil vir julle met kinders op skool vra, hoe voel julle oor die huidige stand van die onderrig wat julle kinders ontvang? Ek dink vir ons, en dit is my opinie, as jy raad soek, maak 'n afspraak. Ja, ek dink ek het nie, om eerlik te wees, ek het nie genoeg vertroue in die regeringsskoolstelsel nie. So my kinders is albei in dieselfde skool as die privaat skool. Ek breek my rug om daai skoolfooie te bekostig, maar ek kan net nie dat hulle in 'n klas vol 35 ander kinders is nie, of wat ook al nie. So ek is maar nou daar, en so is die kredietkaart. Ja. Hy's effe skugter oor die Ja, aangeleentheid. nee, maar dit is vir my net, ek wil nie sê dat ek nie in die regeringsskole glo nie, maar dit is waarop dit eintlik neerkom. If I'm going to be completely honest, I would rather break my back to have my kids at a private school where the classes are smaller and where they're getting individual attention than actually have them at a government school. Ek dink jy weet daar's meriete vir alles. Daar's goeie departementele skole. Ja. Daar's ongelukkig ook 'n oorgrootste meerderheid is ongelukkig nie op standaard wat hulle moet wees nie. En dis die tendens waarmee 'n ou sit ongelukkig. En ek deel regtig jou sentiment oor dit, maar aan die ander kant die goeie skole wat daar is, mense wat dit ongelukkig ook nou nie wil probeer om 'n privaat skool of so te doen of kan doen nie. Ja. Dit bly maar 'n uitdaging. Ja. Kyk, dit is die grootste probleem wat ons het is daai overall inequality. So dit is want sekerlik elke liewe kind is veronderstel om basies weer dieselfde kwaliteit onderrig te kan verkry. Maar die stelsel laat dit nie altyd toe nie. En ek dink ja, dit is die ironie van dit. En weer eens die party wat daardeur suffer as jy dit in daai manier wil sit, is die kind. Soos altyd. En dit is maar ongelukkig so. Ongelukkig die kinders. Ek is redelik tevrede met my katkinders se vordering. Maar goed, die eintlike storie hier is, die minister van onderwys, Siviwe Gwagube, het aangekondig dat 'n nuwe raad, die Nasionale Onderrig en Opleidingsraad, saamgestel word om die saak te ondersoek. En die raad sal gebaseer op navorsing en internasionale standaarde leiding gee oor moontlike veranderinge aan die slaagvereistes. Nou, interessant genoeg, kundiges waarsku dat die huidige slaagpunt studente nie voldoende vir hoër onderwys of die arbeidsmark voorberei nie. En ek dink dit is regtig veel van 'n verrassing nie, maar die departement beklemtoon egter dat 'n leerling met 'n gemiddeld van 30% nie slaag nie. Leerlinge moet minstens 40% in 3 vakke en 30% in 3 ander behaal. Nietemin toon internasionale studies dat die onderwysstelsel sukkel met slegs 20% van leerlinge wat op die verwagte vlak presteer en 81% van kinders onder 10 wat nie met begrip kan lees nie. Dit is kommerwekkend. Dis daar waar die kommer inkom. Presies, dit is vir my net daai standaarde. You can't have that as a pass rate and expect us to grow as a country and expect kids to be able to go on to tertiary and maybe even go and compete with kids that are learning internationally, or it's just unacceptable. En ek wil net byvoeg, ek meen ons fokus nou op tersiêre onderrig, maar is eintlik baie langer termyn gevolge wat veroorsaak word. Kyk, ek dink die algemene probleem begin by grondslagfase. Want ek dink grondslagfase is juist die belangrikste. So daai graad 1 tot 7.
is verskriklik belangrik vir 'n kind. Jy weet veral as ons gaan kyk na algemene wiskunde, leesvaardighede, meer as een taal, jy weet die ander goeters is dan bykomend. Jy weet soos wat hy dan nou wat saam ouer word. Volgens my dink ek die kinders is heeltemal te veel ingelig deesdae oor wat hulle regte is en hulle weet wat die slagsyfers is. Ek is gewetter toe ek klein was en ek het nie geleer nie. Want jy moet vir jouself ook 'n sekere standaard stel in die lewe, dink julle nie? En die ouers by die huis moet ook vir die kinders sê, ag my kindjie, moenie worry nie, dis 40%, 45% is daarom weer. Strooi man, jy moet vir jou kinders sê, hierdie is die standaard. Wel, terwyl jy daarna verwys, wil ek ook vir julle vra, watter slaagvereistes sou julle verkies vir matriek? Net so vinnig. 50%, like at least Ja. 50%. Like above, you know what, like halfway and above. Alhoewel jy lyk vir my soos 'n 85% kandidaat. Ek dink tale is om regverdig te wees. Tale moet ten minste op 'n 50% standaard wees. Tale en algemene leeskundigheid moet op 50% wees. Toe ons in matriek was, as jou ander vakke was 35% geweest, maar tale was non-negotiable op 50. En ek dink ja, daai is nogal relatief belangrik want saam met tale kom leeskundigheid, skryf en ensovoorts. Ja, maar ek is baie beïndruk met minister Siviwe, sorry. Sy is absoluut besig, né? Busy body. En wat my beïndruk van haar is dat sy is een van die nuwe ministers and she gets it done. So en is beregte en sy is beregte plek. Hats off to her. Oh, wow. Nou, onthou jy sal ook later hierdie gesprekke op ons YouTube kanaal weer kan kyk en jy kan ook daar inteken vir eksklusiewe inhoud. Ons gesels net hierna oor 'n opwindende nuwe ontwikkelingsprojek vir Afrikaanse tersiêre onderrig. Bly ingeskakel.